Welkom by ons kosreeks Bakkie Boer saam met Jara en my, Bertus Mason. In reeks 1 het ons hede gekuier in die Strandveld, naby die bekende Muisbosskerm. As jy wil sien wat ons daar gemaak het, gaan loer gerus op Jara se socials en soek net vir Jara se Bakkie Boer. Ons reis van universiteit tot plaas, deur die kombuis eindig op jou bord. En resepte, hulle is beskikbaar in die beskrywing van hierdie video. In hierdie reeks ons graag wys dat daar baie meer is aan eenvoudige aardappel as wat jy dink. Ek is Bertus Mason, chef en restauranteur. Vir my gaan goeie kos oor meer as net bestanddele, veral as dit by aardappels kom. Welkom by Bakkie Boer saam met Jara en my, Bertus. Vandag loer ons in by Universiteit Stellenbosch en kyk hoe wetenskap nie net die aardappel voed nie, maar ons ook. Ons ontmoet kenners wat presies verstaan hoe gebalanseerde voeding 'n reuse verskil maak. Kenners wat passievol is oor landbou en volhoubaarheid. Kom ons kyk hoe die volgende generasie boere inspireer vir 'n beter, groener toekoms. Ons is hier in een van ons kweekhuise, in geval in proefplaas. En dis basies ons veldlaboratorium. So hier kan ons plante groei, ons kan hulle 'n bietjie manipuleer om te kyk hoe kan ons die beste uit hulle kry. Dit was toe ons begin sukkel het om grondgedraagde siektes van ontslae te raak en dit het hulle gedwing basies om 'n ander metode te vind. En dis ons begin plant dit in alternatiewe mediums soos wat ons hier het. Dis baie spesifiek die wetenskap hierin is jy moet jou hand hierop kan hou. So dit is nie net die boerdery waar jy op die stoep sit en jou koffie drink nie. Jy moet dis intensief 7 dae 'n week. Die sande wat dus in die werk in die sandveld is voedingswaardes het baie laag. So ons werk eintlik in so 'n soort situasie daar so wat beteken op eintlik vertigate. Dit beteken net ons kry ons pos elke keer saam met die water op redelik gereeld. So dat wys jy net die werke wat hier so getoets en onder die hele toestande gedoen word, kan ons dan later vorder. En dit kan ook nie. En die praktyk weer hergebruik. En die voedingswaardes en al daardie tipe van iets van tipe wat hulle toets so. En kyk ons dan later weer buite. Plantes proewe en mens kyk dit. Is dit wat ons gevind het, kan ons dit gebruik? Is dit prakties? Ons moet nuwe planne maak. Ons moet die klimaat in ag neem in lande waar dit dalk bietjie warmer is of in klimate waar nie heeltemal so geskik is vir 'n spesifieke gewas nie, kan ons 'n plan maak om dit op 'n vriendelike, sustainable manier te plant en te groei en kos te maak in massas. Ons kan amper 10 keer soveel kos groei op dieselfde hoeveelheid grond en dis wat ons gaan doen. Ons gaan baie meer uit dieselfde hoeveelheid grond moet begin kry. So hierdie metodes is groen, volhoubaar. Absoluut. Alles wat ons graag wil hê. Absoluut. So nou dat ons die wetenskap agter die perfekte aardappel gesien het, kom ons van 'n kombuis toe en ons gaan wys vir julle hoe lekker goeie voeding kan smaak. So gesonde voeding begin natuurlik in die grond en dan eindig dit hier by my op. En vandag gaan ons iets spesiaal doen vir ons studente. Ek dink aardappels het baie keer nog 'n slegte reputasie dat ongesond is, né? En ek is baie geïnspireerd deur die Engelse gebakte aardappel. En ek het laas jaar ontmoet in Engeland by 'n kosfees. Sy naam is Alex Spudman. En hy verkoop duisende aardappels 'n dag, gebakte aardappels in verskillende volse en so aan. En ek dink 'n gebakte aardappel is eintlik nogal 'n baie goeie vehikel vir gesonde kitskos. So een van my gunsteling varieties is hierdie outjies, né? Die Abbeys. Hulle is heerlik, né? Hulle is heerlik. En hulle is kleiner en hulle is nie so van tradisioneel gebakte aardappels soos ons hiermee begin en hiermee gaan ons aan die gang kom. So ons vat 'n paar Abbeys, wat so net afgespoel het in folie. Ons sit altyd die blinkkant binne toe, né? En ek kan dit doen in vuur of jy kan dit doen natuurlik in die oond, soos ons vandag gaan doen, net so jy wil. Waarom sit jy blinkkant aan die binnekant? So dit reflekteer hitte natuurlik. Die hitte binne daar. Ons doen genoeg sout. Natuurlik 'n groot botter. Ja. En ons maak die ouetjie mooi toe. Ja, sê. Dit gaan net so blink toe. En dit gaan in die oond wees so uur 10 minute of so. Okay. Nou natuurlik my gunsteling smaakprofiele met Swiss. Ek is mal oor die idee van Meksikaanse smake. Ja. En in Suid-Afrika, ons is so gelukkig dat ons smaakprofiele van ons hou. Ja. 'n klein bietjie spicy, 'n klein bietjie suur, 'n klein bietjie romerig en natuurlik 'n bietjie ryk is perfek. So ons gaan 'n klein bietjie guacamole maak.
En dit is baie maklik om dit by die huis natuurlik. So ons gebruik lekker ryp avokados. Is dit vir jou belangrik dat die produkte wat jy gebruik plaaslik gesource word of Ja. Ek dink as jy vir jouself begin sê dat alles moet kom uit 'n 50 km radius rondom 'n restaurant af, raak 'n bietjie moeilik. Ja. Maar ek dink Suid-Afrikaanse produkte moet ons definitief meer begin celebrate en natuurlik ook om te verstaan wat in verskillende streke goed. Jy weet, so tropiese vrugte is Natal en Mpumalanga. Jy weet natuurlik koring en mielies is nie Vrystaat. Jy weet, die Noord-Kaap is goeie beesvleis, goeie lam. Natuurlik die Wes-Kaap, aardappels en vis, né? aardappels en vis? En 'n bietjie wyn. En 'n bietjie wyn. Hierdie is dus 'n baie grove soort van guacamole, ek smal chilies, né? En die resep is altyd haal die pit uit, maar ek is nie 'n pit uit al tipe ou nie. Ek hou van pitte en al. Want die pit is natuurlik waar jy dit sit. Natuurlik. So ons sny net hierdie ouetjie mooi dun. Ons volgende enetjie gaan wees shalotte. Nou, ons kry baie mis Afrika eintlik shalotte. Hulle is so baie Europees. Ons kry mos maar gewoonlik ons bruin eie. Ja. Hierdie ouetjies is soeter in smaak. Is great om mee te kook, maar nie so skerp soos gewone eie nie. En dalk nie so soet soos pers eie nie, soos red onions nie. En ons het net baie fyn kap. In hierdie geval is dit 'n klein bietjie shallot rou, baie fyn gekap. So met elke happie guacamole bo op jou sagte warm aardappels, gaan jy 'n klein bietjie tekstuur kry. En ook skerpheid van 'n rou shallot wat heerlik is. Die klimaat waaronder dit groei, het 'n invloed weer op die smaak daarvan. Natuurlik, ek meen ek dink iets wat so baie keer gesels word in wyn, maar nie in ander groentesoorte nie is terroir. Ja. En jy weet natuurlik hoe waar groente groei, die smaakprofiel daarvan beïnvloed. Weet jy kan 'n blaar kry uit 'n tonnel uit wat heeltemal 'n smaak as 'n blaar wat groei in die grond. Ja. En ek dink dis nogal vir ons altyd interessant. 'n Klein bietjie tamatie, ook net lekker rof gekap. Ek dink 'n groot deel van daai terroir wat ons van praat is eintlik maar die voeding wat hy uit die grond uit kry. Ja, 100%. En die tekstuur van jou grond en die voedingsstatus van jou grond, dit op die einde van die dag het 'n invloed op die smaak en die kwaliteit. Hoeveel voedingsstowwe neem aardappels uit die grond uit? Redelik baie. Ja. So ook omdat ons 'n baie hoë opbrengste het in ons produksiestreke. So daai plante neem geweldig baie voeding uit die grond uit. Ja. En dit moet natuurlik weer teruggesit word in die grond. Natuurlik. Ons kan nie verwag om jaar na jaar net uit te haal en niks terug te sit nie. Ja. Maar dis ook 'n kuns. Ja. Jy weet dis amper soos wanneer jy pak, jy moet die regte goed insit op die regte tye om die regte produk op die einde van die dag te kry. Natuurlik. Ek dink dit is natuurlik interessant met jy kan ook natuurlik op risiko gaan in die aardeel om net uitput. Ja. Lekker. Lemmetjies skil en vars lemmetjie. Wat ek hieroor mal is 'n soort van lemmetjie het hierdie natuurlik is 'n suur, maar 'n tropiese suur. Wat dit baie keer afskryf. Ons dink is net goed vir cocktails. Ons is eintlik reg met 'n kook, nee. Ons groei hulle in 'n tuin ook by die huis. Ja. En ek dink sitrusbome in 'n huistuin is so belangrik. Ja. Is 'n moet hê. Ja, dit gebeur altyd. Dan sê ek dit is net alles. Dan gaan ons 'n lekker groot stuk soda aansit en dit lekker deurroer. Ek kan my sommer op daarmee help en dit is net lekker kneus en deurroer mengsel. So Genoeg sout? ja, genoeg sout. En dan kan ons dit net lekker kneus as jy nie omgee nie. Dan weet jy dan gaan ek 'n bietjie koriander kap. Ek kies net so lekker 'n klein bietjie vars koriander. Ek weet jy vrees smaak wat ons normaal natuurlik is koriander en koriandersaad. Daar's party mense wat mal is oor koriander en party mense wat dit haat. Hulle sê daar's geen tussenin nie. En ek dink jy's beter hiermee as ek. Ja, is jy koriander eter of jy Ek hou van koriander, ja. So hier is nog amper soos 'n slaai. Dis net lekker avokado grof gekneus. Okay, so nie heeltemal fyn wees nie. Nee, maar kyk, dit gaan alles oor varsheid, hè. Ja. Dit moet nou gekap word en nou amper geëet word. Dat dit reg is. As net die een kan sit, dan kan ons kyk lekker aardappels. Dis ons abbies, heerlik en sag gebak. Dit is so mooi oopsny. As enige boere luister asseblief tog plant vir ons nog abbies, né? Ek dan wonderlik, né? Nou, natuurlik net 'n klein tikkie sout net om die binnekant te kan season en dan 'n klein bietjie botter in elkeen. Kan nie aardappels sonder botter eet nie? Nee, natuurlik. Dit is reg lekker. Dit kan net so lekker wegsmelt. Ons kan so inmeng. Nou, as jy dink daaraan om te gaan na 'n restaurant toe en te gaan 'n pot nachos eet vir middagete. Hierdie is 'n groot verskoning. Hierdie is natuurlik glutenvry. Ja.
Jy kan dit vetvry maak. Mens skil alles aardappels baie gesond. Weet hoeveel van aardappels nutriënte sit in die vel? Geweldig baie. En die velletjie en reg onder die vel sit baie van die voedingswaarde van 'n aardappel. So wanneer ons hom skil, verloor jy baie van dit. Dit is so belangrik, né? Ja. En so dan 'n lekker groot skep hier van hierdie soort van baie vars guacamole. Nee. En dan 'n groot skep siroop. Nou, hier kom die pretgedeelte. Geef maar daai chippies en asseblief tog. Hierdie is organiese nachos. Organiese nachos. Ja, dit is van organiese mielies uit die Noord-Kaap uit. Ons sit 'n klomp daarvan hoor. Dis lekker tekstuur. Ja. En dan laastens ons 'n laagie rykheid en lekker eet. Natuurlik 'n bietjie parmesankaas. Hierdie is ons aardappelkitskos, né? Vinnig, lekker en voedsaam. Ja, voedsaam. En vir jong mense flip en vullend. Ja. Also, jy's welkom te proe. Baie dankie. So ek dink jy ons moet nog vir ons 'n aardappelkarafai koop maak in Bos. Ek dink so. Ja, dis 'n goeie idee, né? Ja. Hallo julle, hoe gaan dit? Dis 'n lekker piknik. Ja, so. Dis is om julle ete te kry uit 'n aardappel uit. Ja, Soms dit die grond. 100%. En ek hou van die wat nie in die skil is nie. En natuurlik die lekker wat Bertus nog bygesit het. Die lekker botterige abbies is net Ja. beter om hierdie te weet te maak. Ek kan nie beter kry nie. Toe ek eers daar op pad van die ophou eet. Onthou gesonde kos begin by gesonde grond. Elke stap tel van die plaas tot by die bord, veral vir ons volgende generasie. So onthou boerdery gaan eintlik alles oor die grond. As ons grond gesond is, gaan ons aardappels gesond wees, gaan ons gesond wees. Ek en die expert gaan lekker gesels oor hoe boere en chefs kan saamwerk om voedselsekuriteit vir almal te verseker.